Goeiemôre almal, vanoggend is dit maandagooggend, dis die 13de Oktober, die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie gesels oor bemoediging. Ek hou daarvan om mense te bemoedig en dit is lekker om mense te bemoedig en hulle net nuwe hoop te gee. En te sê die Here is met ons. Nou die skrywer van Klaagliedere 3 vers 18 tot 23 klaar. Ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here, maar, skryf die persoon, om die rede bly ek hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie, sy ontferming is elke môre nuut, halleluja. Die moderne gelowige kry in die skrif talle ander beloftes van bemoediging, wat hom die hoop en die moed gee, om net aan te gaan. Kyk maar net na een van die talle beloftes van Jesus, julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle dit van hom vra, Matteus 6 vers 8. As gelowiges is dit ons verantwoordelikheid om ander mense te bemoedig deur woorde van waardering, van lof, van dank en van humor. Nou, Dani hou daarvan om so nou en dan 'n grap te maak en dan kikker mense se lewens sommer net weer dadelik op. Psalm 10 vers 17 en 18 sê: Here, U het die begeerte van die ootmoediges gehoor. U sal hulle hart versterk. U oor sal luister om aan die wees en die verdrukte reg te doen. Geen mens uit die aarde sal langer voortgaan om skrik aan te jaag nie. Halleluja. Ons volgende gedeelte kom hier uit Jeremia 29, is eintlik 'n baie bekende gedeelte. Mense hou daarvan om dit aan te haal. Vers 11, maar ek gaan lees tot en met vers 14. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na julle luister. En julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart, en ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen ek julle verdryf het, spreek die Here. Ek sal julle terugbring na die plek waarvan ek julle in ballingskap weggevoer het, halleluja. Ons volgende gedeelte kom hierso uit 2 Tessalonisense 1 en ons gaan lees vanaf verse 16 en 17. En mag ons Here Jesus Christus self, ons God en Vader wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie werke, halleluja. Dan gaan ons daar na 2 Korintiërs 1 verse 3 tot 6. Geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroostinge, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ook die troos oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is julle tot troos en redding, en dit sal sy werking blyk, deurdat julle dieselfde lyding verduur, wat ons ook ondergaan, en of ons getroos word, dit is julle tot troos en redding, halleluja. Kom ons bid saam, halleluja. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, dit is so groot bemoediging in ons lewe. Here, wanneer ons deur die woord wandel, en soms soek ons na 'n spesifieke antwoord, Here, en dan gee u vir ons daardie antwoord, en dan bring dit nie net bemoediging nie, maar ook soms vertroosting vir 'n vermoeide siel. Here, mag u met elkeen wees, Here, dat ons woorde altyd deur met sout besprinkel sal word, wanneer ons met mense spreek, sodat hulle bemoedig sal wees, deur die Gees en deur die woord van God. Ons loof en prys en eer u groot en heilige naam, halleluja, amen en amen.